Gek oor haar eie Afrika ondier episode 120. Sergio sit en kyk na die goed wat Lia met 'n handdoek uit die kellen haal. Sy doen dit so, want dit is nog vrek warm. Vra haar, sy het haarself in die verlede al blaase gebrand. Sergio het sy laptop na haar woonstel toe gebring en is veronderstel om daar te sit en werk. Maar hy is ietwat aandag afleibaar, met Gatto op sy skoot en die 3 kleintjies wat daar op die grond speel tussen Lia se voete, terwyl hy met die een oog probeer sien hoe elke ding wat sy uitpak lyk. Dit sal nie deug nie, besluit Lia. As sy een van die klein goed moet raaktrap en seermaak, vergewe sy haarself nooit, of sy breek 'n nek, soos wat sy bond staan om 'n ongeluk te vermy. Sy gaan haal 'n groot boks uit die tweede kamer, wat deesdae meer 'n pakkamer as enigiets anders is, en sit die katte se kussings en komberse daarin. Gatto spring van Sergio se skoot af en kom inspekteer die bed wat sy besig is om te maak. Toe gaan tel sy self een van die kleintjies op en deponeer haar daar binne op die kussing. Slim meisiekind, prys Sergio die kat, asof sy die bed uitgedink het, en staan op om een van die ander agterna te sit. Hiermee kan hy mos help. Wanneer al 3 die goedjies ingepak is, sit hy die boks op die tafel langs hom neer, langs sy laptop. Verlig begin Lia om die muurpanele nou op die bliktafel daar naby hom oop te pak, en daar glip Sergio se aandag weer. Hy rek sy nek om beter te kan sien. Wat presies is dit? Vra hy. Dit lyk soos die skildvelle van een of ander Afrika stam. Het jy 'n job gekry by die regering? Sy gluur hom aan. Verflaks, dit is presies wat dit veronderstel om te wees. Skildvelle, maar nie vir die regering nie. Dis vir hulle troue en hy sal dit volgende Saterdag daar agter die kersblakers teen die mure sien. Maar vir nou waai sy maar net eers met die een hand. Kaasborde van soorte, bepaal jou by jou eie werk. Dit kan seker regtig gewerk het vir kaasborde ook, as iemand sou wou, behalwe vir die gat waarin dit gaan hang. Interessant, besluit Sergio. Hy is heeltemal tevrede met haar verduideliking en raak weer besig met sy rekenaar. Langsom klim Gatto by haar kleintjies in en die gewoel in die boks raak darm stil. Net so af en toe 'n miau miau, want hulle drink mos nou aan mama. Dit is Dinsdag aand. 'n week van nou af gaan Hurters Retreat in 'n malhuis ontaard met al die gaste wat aankom. As Sergio sy adminwerk wil afhandel, het hy nog net 'n paar dae om dit te doen voor die naweek, en daarna gaan hulle besig moet raak met ander dinge. Lia help hom nog steeds wanneer hy lang verslae moet tik, maar nou sit hy net data en invoer. Dit sou seker ietwat makliker gewees het, as hy dit vir haar kon lees en sy dit namens hom invoer, maar sy is self mos nou besig met laaste minuut goed wat afgehandel moet word. Sy is dankbaar dat hy nie vra nie, maar self voortswoeg met sy verslae en dinge. Haar oë draai na die bestelbord, waarop sy bestellings van winkels en galerye opskryf. Die datum laat haar hart vinniger klop. Saterdag oor 'n week, die tyd, is sy en Sergio getroud. Aan die een kant voel dit asof die tyd nooit verbygaan nie, en aan die ander kant kry sy skoon 'n beklemming as sy dink aan alles wat in hierdie kort tydjie nog moet gebeur. Veral as sy dink aan die feit dat sy en haar maale maandag na die troue saam met Aleid uitvlieg na ou Tambo om 'n internasionale vlug na Parys en Frankryk daar te haal met Sergio aan haar sy. Gelukkig is al die papiere reg. Sergio het afdrukke van alles gemaak. Party wat hy hier by haar pa gaan los, en dan het hy dit ook gescan, en dit is nou op hulle fone, vir ingeval iets gebeur of wegraak. Dit is mos nie die eerste keer dat hierdie man reis nie. Hier in Lia se woonstel staan daar 'n tas met haar klere wat halfpad gepak is. Soms haal sy goed uit en dan sit sy iets anders in. Dan smyt sy soms weer alles uit en kies iets heeltemal anders.
En daar by Sergio in sy woonstel staan ook 'n tas wat klaar gepak is. Sergio vat nie shorts van Tsotsies nie. Hy het vir hulle albei lysies uitgedruk van wat wenslik is om vroeg Oktober in Europa in jou reistas te sit. Hulle gebruik Lea se pragtige donkerblou stel, wat haar pa en ma lank gelede net nadat sy graad gevang het, vir haar gekoop het. Sy het nog nooit die heel grootste tas gebruik nie. Daarom het sy dit vir Sergio aangebied. Hy is mos heel wat groter as sy en daarom gaan sy klere meer spasie benodig. Buitendien is daar mos 'n ongeskrewe reël vir reisigers. Dit wat jy pak as jy gaan toer, moet jy self kan dra. As daai tas vol is, sal dit seker min of meer 'n ton weeg, al is die basiese limiet ongeveer 30 kg, en sy glo nie sy sal meer as daai gewig in die tas kan kry nie, maar sy sal dit nie kan dra nie. Toe sy begin pak in die tweede grootste tas. Dit het nie gewerk nie. Sergio het dit natuurlik verwag, want hy het in daardie stadium nog nie die meneer, die mega tas uit haar woonstel na syne toe oorgekarwei nie. Ek dink ons behoort te ruil, het hy getroos. Ek vat die groot tas en dan vat jy die reuse mega tas. Dan sal ek jou tas dra en seker meestal my eie ook, as jy vir ons die handbagasie sal beredder. Nee, Sergio, dan haat jy my na die tyd, omdat jy daai swaar ding op treine, rivierbote, trams en busse moes laai. Lea, hy is nie so groot nie, dit is jy wat so klein is. Maar daar is oral trollies. Ek weet net, dat ek nie so baie bagasie wil neem nie. Jy het meer plek nodig. En vir die gala aand met die beleggers in Parys, gaan die baas vir my 'n tuxedo huur. Ek vat net 'n netjiese langbroek en 'n wit hemp en my onderbaadjie, wat ek in 'n aparte plastiek sak verplak, sodat dit netjies kan bly tot die troue. Ek gaan dit sommer dra vir jou ma se troue ook, soos reeds gesê. En onthou, oral waar ons kom, kan mens wasgoed laat doen. So dit is nie nodig om vir elke dag iets in te pak nie. Onthou jy nou weer? Gelukkige man, 1 paar swart skoene vir netjies, 1 paar tekkies, 'n paar Jerusalem blakkies en sloffies vir in die hotelkamers. Wat meer het hy nodig? En toe besluit Lea, basta daarmee. Sy gaan meer soos 'n man pak, behalwe dat sy darm 3 stelle mooi sandale wil neem, 2 pare tekkies om mee te loop, 2 pare gemakliker skoene om saam met haar swart aandrok vir die gala aand aan te trek, en 'n paar blou skoene vir die blou enkellenke rok wat sy na haar ma se troue toe gaan aantrek. 'n Pet, miskien vir die son, 'n opvoubare sonhoed as die son hulle buite vang, 4 pare langbroeke en 8 blouse wat by alles gaan en 'n reënjas. Lea draai na Sergio wat daar by sy rekenaar sit en frons oor iets. Sy vra, het jy onthou om 'n reënjas in jou tas te pak, Sergio? Hy kyk op. Ek het ja, so 'n ligte poncho wat hulle vir ons daar by die hospitaal uitgereik het, 'n donkerblou ene. Daar is nog 'n hele klomp klein nommertjies op die rakke, so kan ek vir jou een saambring. Reënjasse is gewoonlik baie swaar en hierdie goed vat die minimum pakplek. Ja, dankie, ek dink so, Sergio. Nou maar goed, Sergio trek sy selfoon nader en maak 'n nota daarvan. Lea skakel die ketel aan. Dit is hulle gewoonte om 'n laaste koffie te drink voor slaaptyd. Sy het darm al haar handbagasie gepak. 'n Sak waarin daar 1 volledige stel klere en onderklere is, vir ingeval die res van hulle bagasie iewers verlore raak. Dit kan verseker gebeur. Dit het al met mense gebeur wat hulle ken ook. Al weet sy dat hulle van daardie oulike toiletware sakkies op die vliegtuig gaan kry, met tandepaste, 'n tandeborsel, kammetjie en 'n paar ander bederfgoedjies, het Lea haar eie grimeersakkie en toiletware gepak, met ietsie van alles, al dra sy meesal
die minimum gremering. Sy en Sergio beoog om op die vliegtuig te klim met netjiese sweetpakke, gemaklike klere waarin hulle sommer kan slaap ook, en met die Franse wat hulle bespreking na besigheidsklas opgegradeer het, kan selfs Sergio met sy lang bene waarskynlik gemaklik op die vliegtuig slaap. So gemaklik as denkbaar as jy met 'n reuse skip iewers oor die nag oor Afrika vlieg en hulle die volgende oggend in Parys afgelaai gaan word op Charles de Gaulle. As Lia net daaraan dink, kry sy daardie opgewonde, dog benoude gevoel van afwagting. Koop eerste die onbekende in, gelukkig met Sergio aan haar sy. As dit nie vir hom was nie, weet sy nie of sy dit ooit alleen sou aanpak nie. Kyk, sy het al oor see gevlieg. Sy en 'n vriendin het 'n klompie jare gelede Thailand besoek en dit was 'n belewenis, maar sy was nog nooit self in Europa nie. Lia pak die klomp borde op die rak nadat sy dit deurgekyk het en nou kan dit behoorlik afkoel. Sy is tevrede. Dit het presies uitgekom soos wat sy gehoop het, behalwe dat dit natuurlik nie kaasborde is nie. Dit is die kleurvolle muurskerms wat agter die kershouers in die troulokaal opgesit moet word. Daarom tik sy 'n WhatsApp boodskap vir Zing om hom te laat weet dat hulle dit môre kan kom installeer as dit reg is met hulle. Sy's net toe die ketel 'n keel opsit, gaan maak sy 2 bekers koffie. Wanneer 'n foon raas en aankondig dat daar 'n WhatsApp inkom, trek Lia haar foon nader. Dit is mos waarskynlik Zing wat bevestig dat dit reg is. Waarskynlik iets sê oor die fotos van die borde wat sy vir hom gestuur het. Maar nee, dit is toe nie hy nie. Dit is Sergio se foon en dit is 'n boodskap van sy pa af. Hier is moeilikheid in paradys. Hulle weet nie of Mika sal saamkom troue toe nie. Dit gaan eintlik oor Alice en haar nuwe blessed boyfriend. Alice het gehoop dat die man daar sal wees om saam met haar na die lodge te kyk vir die volgende week. Nou sit die man steeds in Maputo, waar hy nog met El Grada besigheid praat en hy antwoord blykbaar nie sy foon nie. Sy sê, as hy nie teen die naweek van hom laat hoor nie, vat sy die bus Maputo toe en gaan soek hom. Sergio bel hom terug. Maar pa, dis mos oukei, het jy nie self gesê jylle sluit sommer die plek vir 'n week of 2 toe en gee die personeel af nie? Of dat Alice se pa en ma kan help kyk nie? Heeltemal bereid om dit te doen, maar ek sê vir ma, miskien het Mika koue voete gekry, dalk is sy nie meer lus om met ons saam te gaan nie. Ai pa, dit gaan jammer wees, ek weet dat Lia haar baie graag hier wil hê. Wel, dan moet julle maar self met haar praat en hoor wat haar storie is. En dit is net mooi wat Lia op daardie stadium doen. Sergio is nog besig om sy pa te groet, toe sit sy al met haar selfoon in haar hand. Sy skakel Mika se nommer, en toe Mika antwoord, val sy met die deur in die huis. Nee man, Mika, jy kan dit nie aan ons doen nie. Ek is amper net so opgewonde om jou op die plaas te ontvang, as wat ek is oor my en Sergio se troue. En dit is nie net omdat ek weet dat Arend sal vrek om jou weer te sien nie. Julle het dan so lekker gesels die laaste keer wat hy saam met ons op Tofu was. En praat julle nie soms met mekaar op die foon nie? Ek het al gehoor dat hy ure op die foon praat en wegstap. Daar is 'n lang stilte voordat Mika antwoord. Nie eintlik meer nie, Lia. En net wanneer hy my bel. En in die laaste ruk het ek die oproepe maar korterig gehou, want dit moet eintlik ophou. Geen wonder, die arme man het in die laaste tyd so stil geraak, wanneer iemand van die mense in Tofu en veral Mika praat nie. Iets het seer gemaak daar. Selfs sy aanvanklike planne om tydelik as dokter daar in Tofu te gaan lokum, het net so stil weggeraak en hy het die pos hier in Bonsai aanvaar. Hoekom, Mika? Wat het jy teen die man? Het hy iets gedoen wat jou afgesit het? Vra Lia. Glad nie. Inteendeel, wat hy doen is in staat om my hart week te maak en dit mag nie gebeur nie.
ek verstaan nie, Mika. Arend is gek oor jou en jy erken dat jy dalk weer kan verlief raak op iemand soos hy. Los dit, Lia. Die feit is, ek wil nie dat Arend moet dink dat ek agter hom aanloop nie, of is dit aanvlieg in hierdie stadium, soos 'n heks op 'n besem. Hemel, die vrou is omtrent omgekrap. Sy antwoord, twak, Mika, Arend weet mos dat jy eintlik ons vriendin is. Buitendien, hy verwag jou glad nie hier nie. Jy kom ons na ons troue toe, of wat? En toevallig sit ons dan by die onthaal langs mekaar, want ek is seker julle het dit klaar so uitgewerk. Moenie probeer matchmaker speel nie, Lia, asseblief. Ek is nie 'n vangs nie. Genade, Mika, wat laat jou besluit dat jy nie 'n vangs is nie? Omdat jy dalk iewers in die lewe 'n bietjie slegte geluk gehad het? Dit het beslis nie weggeneem hoe ander mense jou sien nie. Ek dink Arend kyk baie dieper as dit. Hy het waarskynlik iets in jou siel raak gesien, wat aan syne raak. As hy tot nou toe gedink het, dat Sergio homself met sy eie sake besig hou, dan moet sy dit maar vergeet, want hy sit daar nou openlik met 'n skewe glimlag en aankyk. Sy gesig wys dat hy hou van haar woordkeuse van siele wat mekaar aanraak. Siele wat mekaar aanraak. Ego, Mika egter, staak dit Lia. Lia, jy maak my bang. Niemand mag so diep kyk in my siel nie. Hoekom nie, Mika? Arend is 'n amazing man. Baie vroue sal oor hulle voete val om sy aandag op hulle te vestig, en dan is hy boonop so aantreklik. Lia, dan moet hy maar gaan vir een van daardie baie wat so oor hulle voete sal val. Ek is regtig nie beskikbaar nie. Ek sien nie kans om weer daardie pad met 'n man te stap nie. Is jy bang vir seerkry, Mika? Arend is nie iemand wat sommer hals oor kop vir 'n vrou val nie. Hy het dalk nog nooit. Hy's op pad na 48 en op sy eie, en jy is hoe oud? 48, sy sug hoorbaar, middeljarig, Lia. Ja, op pad na 50, met tonne bagage en dinge waarmee ek nog nooit in my lewe kon vrede maak nie. Jy en Sergio is sulke pragtige mense, daar is nog drome in julle oë, die toekoms wink vir julle, gryp dit aan, vergeet van ander mense se nonsens. Mika, net vir wat dit werd is, ek het soveel bewondering vir jou. Jy is min of meer die dapperste mens wat ek ken. Daar die eerste dag op die visserskyt, toe jy so gemaklik soos die manne die aas aan jou hoek gesit het, en visse uitgetrek het, dit self afgehaal het, ek sal dit in my lewe nooit kan doen nie. Lia, wat jy daar gesien het, is eintlik wie ek is. 'n vissersmeisie, 'n boemelaar en 'n outie, wat weghol vir die lewe. En moenie my vra hoekom nie, want ek gaan nie met mense hieroor praat nie. Maar soos meneer Martinez, Sergio se pa, hopelik aan julle verduidelikheid, ek bly darm nie net omdat ek myself nie aan Dr. Arend Singh wil opdring nie. Ek bly omdat my kollega Alice waarskynlik nie hier by die lodge gaan wees teen die naweek van die troue nie. Sy drop ons almal, sex, love, en dit voel vir my net nie reg om die plek gesluit te hou vir 'n week of 2 nie. Verstaan jy dit? Ja, Mika, maar as alles dalk van plan verander en bereid is om haar kant te bring, en onthou haar ouers is ook nog daar, wel, kom ons kyk maar eers of dit gaan gebeur, sê Mika. En terwyl ons wag en kyk, net 'n laaste gedagte van my kant af, Mika. Ek beskou jou regtig al as 'n vriendin, al ken ons mekaar nog maar kort. Jou plek op die vliegtuig is reeds bespreek en betaal. Ek haal jou nie van ons gastehuis af nie. As jy dit enigstens oor jou hart kan kry, kom asseblief troue toe. Ek en Sergio wil jou bitter graag hier hê op ons spesiale dag. En daarmee groet
en lei Lea af. Met Sergio se oë nog steeds op haar, en toe glimlag hy, staan op en sit sy arms om haar. Is dit hoekom dit so spesiaal tussen ons is? Ons siele wat so met mekaar praat? Net so, antwoord sy. Nou kom ons kry ons siele onder die stort en in die bed, want anders vergryp ek my net hier op die bliktafel aan jou sexy klein vroumens sê. Is dit die man van my drome wat nou so praat? Of dreig die Afrika ondier weer om oor te neem? Wel, wie kies jy om die aand saam met jou te verwyl, skoonlief? Beslis daai allemintige, parmantige ondier, maar jy beter ook maar saamkom, Dr. Martinez. Wanneer laas het iemand vir haar gesê, ek beskou jou al as 'n vriendin, en ons wil jou graag hier by ons ontvang. Mika sit die selfoon terug op sy laaier. Bykans 10 jaar gelede laas. 10 jaar gelede, toe sy 'n mens was, 'n vrou, 'n regte persoon in Bloemfontein, die vrou van 'n man, die ma van 3 kinders, 2 tienerdogters en 'n kleuter seentjie, en daarna die minnares van iemand. Presies dit wat sy mos vir Arend vertel het. Dis sy in 'n oomblik van swakheid op die aantreklike man se sagte hart en goedheid gereageer het, van haar eerste man en haar 2 dogters. Maar wat sy nie bygevoeg het nie, was dat sy 'n Portugese vrou met 'n formidabele loopbaan in Suidelike Afrika was. 'n Vrou met 'n regsgraad, wat die profiel van 'n misdadiger of moordenaar ewe akkuraat kon beskryf. Na die tweede onderhoud, die skuldige by die misdaad kon koppel. Sy was geskei van haar eerste man. Hy en hulle 2 tienerdogters het toe reeds na Australië geëmigreer. En toe raak sy swanger met een van haar senior kollegas se seentjies. 'n Groot misstap, 'n getroude man, wat nooit met haar sou trou nie. Maar sy het dit in elk geval nie verwag nie. Maar klein Meld was haar hele lewe. Dit het veroorsaak dat sy in die aande wou teruggaan huis toe, dat dit die moeite werd gewees het na 'n dag van werk met misdadigers, om vir hulle 2 ietsie te maak om te eet en om later in die bed te sit. Maar dit is 'n gevaarlike werk wat sy doen, het 1 of 2 van haar vriende altyd gewaarsku. En sy was regtig goed daarmee. Dit was asof sy 'n 6de sintuig ontwikkel het om mense met onderduimse planne en motiewe raak te sien en vas te trek. Daar waarskynlik is 'n hele paar mense wat haar eerder dood sou wou sien as lewend. Die dat sy toe maar op hulle aandrang vir haarself 'n revolver aangeskaf het om haarself mee te verdedig, sou dit nodig wees. Net jammer, haar 6de sintuig het dan nie gewaarsku oor die ongeluk wat sou gebeur nie. Dat haar 2-jarige, amper 3 jaar oud, seentjie die ding uit haar handsak sou haal, dat die skoot sou afgaan, toe sy dit van hom af wou wegneem, en hy speels daarmee wou weghardloop. Hy is daar in die sitkamer op die mat oorlede, met die kussing wat haar ma jare tevore in Portugal vir haar geborduur het, steeds onder sy kop. Die kussing wat sy nou weer uit die kas haal en teen haar bors vasdruk, nog steeds in die plastiek sak waarin sy dit hou en met haar saamdra. Daar was regsimplikasies vir haar, 'n paar nagte in die selle, 'n skuldig bevinding, 'n loopbaan wat tot 'n skielike halt gekom het, want sy was mos nou self een van daardie wat aan die verkeerde kant van die tralies moet gaan sit. Haar huis en aardse besittings wat verkoop is om haar regskostes te dra, en toe hulle uiteindelik weer die sleutel vind en sy in daglig uitgelaat word, pak sy haar sak met dit wat sy nog oorgehad het. Sy koop 'n 2-man tent wat sy self kan dra en voertsak oor die grens, die kant toe, Mosambik toe, tot daar waar haar tweedehandse A-klas Mercedes 4 voet vasgesteek het in die sand.
As iemand dan vir jou 'n paar mettiekais vir die kar aanbied, gee jy papiere, vat die geld en vat die pad. Tofu toe. Dit was daar op die strand wat ou Shark haar raak gesien het, waar sy visstok in die hand probeer het om 'n visie uit te trek, om te eet, om haar honger te stil. Hy het haar vertel van die langstaan spasie agter die Ferrere se huis, hier in Tofu, 2 huise van paradys af. Shark is vir haar amper soos 'n pa, 'n man wat net goed wil doen aan ander, in kontras met die persoon wat nou soos 'n slang die paradys ingeseil het, 'n sogenaamde grondmagnaat, dis mos wat hy homself noem, 'n ontwikkelaar, wat Shark se klein paradys wil kom vernietig, hulle almal se vrede hier kom steel. Sy het Alice oor en oor die man gewaarsku. Iets is net nie reg met hom nie, iets is af met die man. Sy kan hom nie vertrou nie, en amper spring sy en haar kollega toe aan mekaar. Maar Mika weet dat sy nie hierdie stemmetjie wat in haar praat kan ignoreer nie. Ralph Jameson het beslis 'n geheim of 2 wat hy nie graag wil laat uitkom nie. Hy kies mos om onder die radar te vlieg. En dit gaan nie net oor klein misdade nie. Ralph Jameson het verseker al 'n moord of 2 ook op sy kerfstok. En hy sal nie huiwer om nog 'n paar mense uit die weg te vee, om sy missie, van wat dit ook al is, te bereik nie. Word vervolg.